tema, het u nou dalk gister op die afkondigings of op die gemeentegroepie ook gesien. Ons het in die afgelope tyd met mekaar gepraat oor geestelike volwassenheid, geestelike groei. Verlede week het ons met mekaar gepraat oor geestelike groei vanuit die woord, uit die Bybel. En vanoggend praat ons met mekaar saam, ons wissel gedagtes oor geestelike groei deur my gebed. En daarom het jy ook hierdie tema gesien. Is dit in my lewe gebedskrag? Of is daar in my lewe gebedsbeurtkrag? Maar ek gaan nou vir u vra dat ons eers gaan stil word, voordat ons dan aangaan met die fotum en die seëngroet. Die Here wat sy samekoms dan ook wettig verklaar, maar kan ek net hoor, het julle opneemfasiliteite agter, so ek hoef nie te bekommer nie. Goed. Kom ons word stil voor die Here. Uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Gemeente, genade vir u en barmhartigheid en vrede van God onze Vader. En deur die soenverdienste van ons dierbare Heiland, ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Nou laat die Here sy byeenkoms gekonstitueer het. Kom ons blaai na Gesang 114. Gesang 114, u het dit daar op die bord hier agter my rug, waar ons dan ook sing oor ons enigste troos, daar die eerste vers. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, en niks sal my ooit van hom kan skei nie. Nou wanneer ons staan en hierdie eerste vers saam sing, dan sing ek dit met die wete, ek is syne. Jy weet, ons het al in die afgelope tyd baie met mekaar daaroor gepraat en by geleentheid ook vir mekaar gesê, ons is nie op pad na 'n begrafnis toe nie. Ons is koningskinders. Ons behoort aan die Here, hy het ons kom loskoop, dit het ons hier nou saam gelees. Kom ons sing dit uit ons hele hart, met alles wat ons het. Asseblief.
wonderlik hierdie wete dat hy die verbondsgod is en dat ons tot hier in die jaar 2024 en tot aan die einde van ons lewe aan hom kan behoort, dat hy sy verbond nooit verbreek nie. Nou gaan ons uit Eksodus 20 uit God se verbondswet, God se verbondswoord met mekaar saam lees. God se verbondswoord. Onthou wat het hy gesê, ek sal vir jou 'n God wees en jy sal vir my 'n volk wees. En nou kom hy hier en hy kom stel vir ons hier wat hy van ons verwag om sy volk te wees. Nadat Moses toe nou van die berg afgekom het en draai aan hulle God se woorde oor. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Dink maar aan wat Christus vir ons kom doen het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, die misdaad aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid, genade, aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ligtelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Een kant gesit vir hom. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk, die donderslae, die blitse, en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, dis alles tekens van God se almag, het die volk dit gesien, en gebewe en op 'n afstand bly staan. Hulle het besef met wie hulle te doen het. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe
Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, dat sy vrees, sy gehoorsaamheid voor julle oë mag wees, sodat julle sal weet om nie te sondig nie. Dit is God se wet, God se reël vir u en my lewe, wat vir u en vir my by Jesus Christus uitbring, omdat die wet ons aankla. Ons kan die wet nie hou nie, maar ons Here Jesus kom gee vir ons genade. Kom ons staan daarom en ons bely uit Psalm 25, daardie 3de vers. Ons bely ons skuld en dan wag ons op die genade verkondiging. Kom ons staan asseblief, Psalm 25, die 3de vers. Hier uit Kolossense 2 uit, hoor ons weer van hierdie genade. Vers 13, julle wat dood was deur die misdade, en die onbesnedenheid van julle vlees, die sonde, hoor hier, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het. Wat 'n genadewoord, God se verbond. En hy het die skuldbrief teen ons, die klagstaat teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, het hy uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruishout vas te naal. Maar ons het net nou vir mekaar gelees, broers en susters, God se genade, maar ook God se oordeel. En daarom wanneer u en ek volhard in ons sonde, dan sal die toorn van God oor ons bly, totdat ons van ons sonde bekeer. En dan, as ons na hom toe terugkom, dan hoor ons hierdie wonderlike woord, dat Jesus getriomfeer het, daar aan die kruis ook, toe hy uitgeroep het, dit is volbring. En ek gaan nou vir u voor met ons geloofsbelydenis, die 12 artikels of die credo ook so genoem. En herhaal dit asseblief elkeen saam met my in u hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder die hand van Pontius Pilatus, hy wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en terwille van ons sondes, helse smarte verduur het, hy wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en waar hy weer sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk.
Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die wederopstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. En nou wil ek vir u vra, kom ons bevestig dit, wanneer ons blaai na Gesang 277, Gesang 277, asseblief daar die eerste en die 4de en die 5de vers, asseblief Ilse. Jesus leef. Ek wil vanmôre vir u vra om vir ons die skrif oop te maak by Lukas hoofstuk 11. Lukas, die evangelie soos wat Lukas dit dan ook opgeteken het. Lukas die selfde persoon wat ook Handelinge opgeteken het. Lukas hoofstuk 11. En daar gaan ons vanaf die eerste tot die 13de vers met mekaar saam lees. Lukas, hoofstuk 11, van die eerste tot die 13de vers. En dan gaan ek vir u vra, broeders, as verbondshoofde van elke gesin, kom ons staan asseblief, dat ons tot God se troon kan nader, ook in die gebed. Kom ons staan asseblief. Heilig, heilig, heilig is u, Here. Duisendmaal heilig. U wat troon in die hoogste hemele en wat die aarde maak tot u voetbank. Here, u wat neerbuig vanoggend ook tot hierdie stofkorreltjies hier in Witrifuur. Want ons is stofkorreltjies in u hand. Here, uit stof is ons gemaak en tot stof sal ons terugkeer.
Maar u het hierdie stofkorreltjie lief met 'n Golgotha's liefde. U wat self soos 'n koringkorrel in die grond geval het en gesterf het, sodat daar vir ons lewe kan kom. U wat vir ons gesê het, ek is die lewe. En daarom kom ons vanmôre na u toe ook in die gebed. Kom ons ook na u toe vanmôre met u woord in die hand en pleit ons. Geef vir ons geopende ore vanoggend. Ja, Here, en 'n ontvanklike hart. Hierdie saad wat u gegee het, wat vanmôre gesaai moet word, nie net hier in Witrifuur nie, Here, maar oor die lengte en die breedte van ons land, dat dit sal groei, sal vrug dra, net tot u eer alleen. Ja, Here, want uit u en deur u, tot u is alle dinge, ook die verkondiging vanmôre. U het die woord gegee, u raak ons lippe aan. En u sê vir ons, die woord sal nooit leeg na u terugkeer nie. Laat dit dan so wees. Here onsse God. In Jesus naam alleen. Amen. Lukas 11, vanaf die eerste vers. En toe hy op 'n sekere plek, dis Jesus, op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou bid het, Here, leer ons bid, soos Johannes dan ook sy disippels geleer het. Dis Johannes die Doper. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En dan sien ons dat die gedeelte in Matteus het dan ook die, wat ons noem die doxologie by, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, wat nie hier voorkom nie. Vers 5, en hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê, en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit. My kinders is saam met my al in die bed en ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee, soveel as wat hy nodig het. En ek sê vir julle, bid, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang, hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes
aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom daarom bid. Net die 9de en die 10de vers. En dit is u en my versekering. Ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek, julle sal vind. Klop, vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang. En hy wat soek vind en hy wat klop, vir hom sal oopgemaak word. Hoeveel te meer, vers 13, sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Mag die Here God vanmôre self, broers en susters, met elkeen van ons praat, met elkeen van ons besig wees. Mag hy self vanmôre ons harte aanraak. In die afgelope tyd, broeders en susters, het ons met mekaar gepraat oor geestelike groei. En sal u onthou, het ons ook vir mekaar gesê, dat ons nie op die onderste trappie van die geestelike leer mag bly staan nie. Ons is baie keer tevrede om daar te bly sit. Maar dit is nie wat die Here van ons wil hê nie. Dat ons sal groei in die gees, geestelik volwasse sal word, onthou wat ons so 'n aantal sondae terug vir mekaar gesê het. Geestelik volwasse gaan word tot die mate van dat ons aan mekaar die woord kan leer. En nou gaan ons vanoggend so 'n bietjie stil staan by gebed. En nou moet u en ek vanoggend maar self die vingers na onsself toe terugwys. En dan moet u en ek vanoggend maar vir onsself vra, hoe lyk my gebedslewe? Hoe lyk my gebedslewe voor God? Lewe ek elke dag vanuit die krag wat ek ontvang omdat ek bid? Want onthou wat Jesus vir Paulus gesê het. My krag word in jou swakheid volbring. En Paulus wat self gesê het, as ek swak is, dan is ek sterk. Of leef u en ek in gebedsbeurtkrag? Nou u en ek weet hoe ons voel wanneer die krag daar buite skielik afgesit word. En skielik is alles donker. Ons is onmiddellik vies en omgekrap. Nie lekker nie. Maar kom ons vra vanmôre vir mekaar. En as ons dit vra, dan vra ons dit met die grootste eerbied en respek teenoor ons hemelse Vader. Hoe voel hy wat gesê het daar in Jesaja 43, ek het jou lief? Wat in Genesis 17 gesê het, jy sal vir my 'n volk wees. Wanneer u en ek ons gebedskakelaar afsit. En hoeveel maal doen u en ek dit nie? Wanneer ek vanaand sê ek is te moeg, môreoggend sê ek is te haastig, of hier in die winter ek kry te koud. Kom ons doen vanmôre 'n bietjie selfondersoek. En dan vra ons onsself hierdie vraag af, of u en ek nie aan
beurtkrag lei nie. Dat die Here vanuit die hemel met, en mag ek dit met die grootste respek sê, soos wat daar in Romeine 8 vir ons sê, die Heilige Gees wat vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge, dat die Here wag dat u en ek na hom toe kom, maar daar gebeur niks. My gebedsskakelaar is af. My liggie is dood. Ek bid nie. Ja, partykeer as ek in die nood is, partykeer as ek die Here nodig het, en hy vir my is soos 'n hospitaalongevalle of 'n spaarwiel aan my kar, ja, dan is hy nuttig. Maar ander kere skuif ek hom een kant toe. Daarom moet ons vanmôre maar vir onsself vra. Lei ek aan geestelike beurtkrag? Lei ek aan gebedsbeurtkrag? Wanneer laas het ek daardie skakelaar aangesit? En bly hy aan? Kom ons sê dit vanmôre vir mekaar. Waarom bid ons? Waarom is dit nodig dat u en ek bid? En dan moet ons vir mekaar dit vanmôre sê in die eerste plek. Gebed is die asemhaling van die siel. Hoor jy dit? Want sonder asemhaling kan u en ek nie leef nie. Sonder die gebedsasemhaling kan u en ek as 'n Christus gelowige ook nie leef nie. Dink maar vir 'n oomblik. 'n soldaat daar op die front. Ons manne wat uit die oorlog uitkom 'n aantal jare terug. As daar die soldaat sou kom en nou hy sou sy radio afsit want hy stel nou nie verder belang om met sy hoofkwartier in gesprek te tree nie, om sy opdragte te ontvang, te hoor wat hulle vir hom wil sê nie. So 'n soldaat is 'n soldaat des doods. Ek wil amper so ver gaan om te sê, ek dink nie hy gaan hierdie geveg oorleef nie. Hy soek om dood te gaan. Ons sê dit van hierdie soldaat, broers en susters. Maar as u en ek hierdie 10 vingers na onsself toe terugwys. As u en ek hierdie vingers na onsself toe terugwys. En ons sê vir mekaar, vir my as 'n Christus gelowige is my gebed my verbindingskanaal met my hemelse hoofkwartier. En hoe lyk hierdie gebedskanaal? As ek na myself moet kyk, is hy verstop? Is die draad dalk af? Het ek hom afgeskakel? En nou kom ek maar net nie so ver om hom weer aan te sit nie. Want u en ek moet een baie belangrike saak onthou, en ons het dit al so baie ook vir mekaar gesê. Ons Here is 'n groot gentleman, 'n groot Heer. Ons het hier gelees, klop en vir jou sal oopgemaak word, soek en jy sal vind. Maar wanneer hy kom en aan u en my deur kom klop, en ons is daar binne, maar ons maak nie oop nie. Weet jy wat gaan gebeur? Dan gaan hy omdraai en hy gaan stil wegloop. Hy gaan nie die deur afskop om in te kom nie. Hy gaan hoflik wees, hy gaan omdraai en hy gaan wegloop. En hy gaan vir u en vir my net so los. Ons het vir mekaar gesê, dit is ons gesprekskanaal
ons oorlewingskanaal, as ek dit so mag noem, maar ons moet vanmôre ook vir mekaar nog 'n saak onder die aandag bring. Gebed ontsluit, en hoe het ek dit nie al, ek en Wilma dit nie al in ons eie lewe ook ervaar nie. Hoe gebed die krag en die almag en die genade van God ontsluit. Wanneer ek bid, en ek wil vanmôre vir u uitdaag. Ek wil vanmôre vir u uitdaag en sê, gaan probeer dit. Gaan probeer dit met 'n opregte hart. Gebed ontsluit die hemelse skatkamers vir u en vir my. Jy weet, daar is iemand het eendag daaroor geskryf, het gesê, gebed, die antwoord op elkeen van ons gebede, is lankal reeds in die hemel vir ons opgemaak, en dit wag vir ons net om daar die antwoord te kom haal. Maar as ons dit nie kom haal nie, broeders en susters, dan gaan ons daar die antwoord nie kry nie. Iemand het eendag hierdie verhaaltjie vertel van 'n persoon wat in 'n ander se huis as huishoudster gewerk het. En toe die huiseienaar te sterwe kom, toe kry hierdie huishoudster die boodskap van miljoene wat vir haar weggebere is in hierdie testament. Maar sy wil dit nie gaan haal nie, en dit het heel wat oorreding gekos. Klink amper soos ons, om tot op daardie punt te kom om daardie rykdom te gaan opeis. En toe sy daar kom, daar by die eksekuteur, toe wil hy nou vir haar hierdie bedrag oorbetaal. Vra, wat het jy nodig? Toe sê sy, gee my net genoeg vir 'n sak meel. En sy het omgedraai, en sy het weggegaan, en al daardie geld het daar bly lê. Is dit nie hoekom u en ek ook in ons eie geestelike lewe so kragteloos is nie? Omdat ons nie na die Here toe gaan, en omdat ons nie bid nie. Hierdie persoon moes net vra om hierdie rykdom sy eie te maak. Die kruks van die saak is, u en ek, wat so ryk is in Christus, wat so ryk is aan genade, u en ek leef soos armblankes, bedelaars, omdat ons nie bid nie. Omdat ons nie na God toe gaan, en mag ek dit sê, soos iemand anders het ook gesê het, hierdie ongelooflike rykdom gaan opeis, wat hy vir my wil gee. Wanneer ons maar 'n skietgebedjie in die môre maak, of dalk in die oggend as ek agter my kar se wiel sit, want daar was nie voorheen tyd nie. Skrif leer vir ons soek. Hoor die belofte. Soek en jy sal vind, klop en daar sal vir jou oopgemaak word. Vra en jy sal kry. Maar die teendeel, as ons nie vra nie, dan gaan ons nie kry nie. Kom ons gaan vanmôre oomblik terug na God se woord toe. En ons neem God op sy woord. En ons gaan na Jesaja 62 toe. Ons het verlede week met mekaar gepraat oor die Bybel, oor die woord van God. Jesaja 62 vers 6,
wat vir ons sê, ons is wagters op die mure. Ons moet bid, dis wat hy daar sê, en jy kan maar gaan lees. En dan sê hy daar, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie, laat hom nie met rus nie. Kan u en ek bid as ons nie weet wat in die Bybel staan? As ons nie daardie beloftes ken wat die Here vir ons gee nie? Jakobus 5 vers 16 ken ons almal. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Ons het net vir mekaar gesê, wat maak ons sluit God se krag wanneer ons bid. Hoeveel maal het u en ek as ons aan tafel sit, nadat ons al so eentjie ver geëet het, vir mekaar vra, het ons al gebid vanmôre? Is dit die erns van ons gebed? Is dit die erns? Gaan ons 'n bietjie verder. Jakobus 5:14. As ek by die siekbed van 'n persoon staan, en hoeveel van ons staan nie baie keer by die siekbed van 'n persoon nie? Hoor wat sê Jakobus 5:14. Bid vir hom. Op grond van die gelowige gebed sal, hoor mooi, sal die Here antwoord, hy sal hom gesond maak. En dan staan ek van my knieë af op en dan wonder ek, Here, sal hy regtig as ek in nood voor hom kom? Here, sal u regtig, en as die tyd so 'n bietjie aangestap het, Here, het u my nie dalk al vergeet nie? Kom ons by Maleagi 3:10. Hoor die woorde van die Here. Hy sê, toets my, en kyk of ek nie die sluise van die hemel vir jou sal oopmaak, en vir jou oorvloedige seën sal uitstort nie. Toets my! Wat staan daar? Beteken nie, ons moet nou bid en die reën gaan val nie. Die Here kom sê vir ons, vertrou vir my met jou hele hart. Vertrou my roekeloos. Toets my. Want weet jy wat? Ons besef dit nie altyd nie. Maar op ons knieë voor God se troon, kan ons berge versit. En dit het letterlik gebeur. 'n Ou kollega van my, hy sal dood, het eendag by 'n Bybelstudie na my toe gekom en vir my vertel van baie jare terug. In 'n oorlog in die woestyn tussen die gelowige Christenleer en 'n Islamleer. Is daar 'n berg, en die kant was die Christenleer en daai kant was die Islamleer. En Islam het die Christene begin spot. Vir hulle sê, julle Bybel sê mos, bid en hierdie berg sal in die see spring. En daai Christenleer het begin bid. Het begin bid. In die volgende oomblik toe hoor hulle 'n gerammel. En toe hulle opkyk, toe is dit asof 'n hand daai berg so optel. Toe kyk hulle vir mekaar onder deur die berg. Wie sê vir my dis onmoontlik? Wie sê vir my dit kan nie gebeur nie? As die God wat gesê het, laat dit wees, wat met een woord die aarde, die hemel, alles geskape het. Die God wat op 'n bootjie die wind en die storms stil gemaak het. Wil jy vir my sê, hy kan dit nie doen nie? Daar is die getuienis, hy het. En hy is 'n lewende God wat dit ook in u en my lewe wil maak, maar weet jy wat is ons probleem? Ons vertel te veel vir die Here hoe groot ons probleme is en te min vir ons probleme hoe groot God ons het. Ons ken dit almal in ons lewe. Gebed,
kom ons sê dit vir mekaar. Gebed is ons geestelike kragstasie. Want my lewe na buite, kom ons sê dit vanmôre vir mekaar, my lewe na buite word bepaal deur my lewe in my binnekamer. Hoor jy dit? Wil jy vanmôre uitdaag, gaan probeer. Ons het net nou met mekaar gepraat oor geestelike beurtkrag. Skakelaar is afgeskakel. En ek sukkel. Want ek kom nie by die Here uit nie, want ek het die skakelaar afgesit in ongeloof of omdat ek van sekere dinge in my lewe nie kan ontslaa raak nie. Baie maal hoor u en ek kan nie bid nie. Baie maal hoor u en ek, hoe moet ek bid? Baie maal sê ons vir onsself, die Here hoor nie as ek bid nie. Weet jy wat? Dan moet u en ek juis bid. Dan moet u en ek juis bid. Want geestelike armoede, geestelike hongersnood, om op 'n geestelike dieet te wees, is die gevolg van ons geestelike beurtkrag. Want Jakobus 4 vers 2, jy kan dit maar by die huis gaan lees, kom spel eintlik die probleem vir ons uit. Hy sê vir ons, julle het nie, omdat julle nie bid nie. En julle bid nie, en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid om dit in julle selfsug deur te bring. Wat is gebed? Gebed is om met God te praat. Gebed is om God se aangesig te soek, sy teenwoordigheid te soek. Om te praat met God soos wat 'n kind met sy pa praat, met sy ouers praat. En nou weet u en ek self, ons is self ouers. Hoe voel u en ek as ons met 'n kind wil praat, ons sien die trane loop. Maar hy sê nee, ek wil nie met jou praat nie. Ek wil nie met jou praat nie. Onnodig swaar kry. Terwyl die geneesmiddel is daar. Kom na my toe. Kom neem my las op julle. My juk. Kom ons sluit af. Wat leer die skrif ons rondom hierdie saak? 1 Tessalonisense 5:17. Bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Bid altyd in die naam van ons Here Jesus. As hy in Johannes 14:13 sê, alles wat julle in my naam vra, dit sal ek doen. Maar baie belangrik, Here, nie ek wil nie, nie my wil nie. Dink maar weer aan Jesus daar op die berg. Here, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Markus 11 vers 24. Glo dat julle dit sal ontvang. Glo dat julle dit sal ontvang. Baie het ons al vir mekaar gesê, glo roekeloos. Glo roekeloos. God het dit gesê, God het dit beloof, daarom sal dit so wees. Maar bid onder leiding van die Heilige Gees. Here, leer my bid. Disippels het hier vir Jesus gevra, leer my bid. Onthou, gebed, broers en susters, is nie 'n krydenierslysie wat ek voor die Here lê, waaraan hy moet voldoen nie. Is nie 'n krydenierslysie nie. Ek wil u vanmôre, ja, mag ek dit sê, ek wil u vanmôre daartoe oproep, wanneer u bid,
begin dankie sê. Begin dankie sê vir alles wat die Here vir u en vir my gee. Want hy gee vir ons so baie, dat u na 'n halfuur of 'n 3 kwartier gaan vind u het nog niks gevra nie, maar nog net dankie gesê. Probeer dit. Probeer dit, want weet jy wat? Gebed is ons grootste wyse van dankbaarheid. Jakobus, die broer van Jesus, wat Jakobus se brief geskryf het hier agter in die Bybel, net so voor Openbaring, was die man wat bekend gestaan het as die man met die kameelknieë. Knieë soos 'n kameel, omdat hy so baie gebid het. Nou vra ons vir onsself, en ek vra vir u en ek vra dit van myself ook. Hoe lyk u en my gebedsknieë? Amen. Kom laat ons dank. Here onse God, as u vir ons vanmôre kom aanspreek oor hierdie genadedaad wat u ook vir ons gee om met u te kan praat en dat u luister, dat u nooit sluimer nie, nooit slaap nie, u kantoordeur nooit toe is nie. Here, dankie. So baie dankie dat ons vanmôre vir Witrifuur voor u kan bring en u kerk voor u kan bring en vir hulle kan bid. Maar net vir u kan vra, ag Here, leer ons. U sê vir ons, soek my teenwoordigheid. Here, ek soek u teenwoordigheid saam met die gemeente. Ook saam met hulle wat siek is vanmôre, wat nie hier is nie, wat nie hier kan wees nie, om watter rede ook al. Maar ons bid ook vir hulle wat nie hier wil wees nie. Dankie dat ons vir hulle kan bid. En dankie dat u hoor as ons vir u vra. Bring tog verandering. Ja, Here, laat u Gees, laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige plek, in Jesus naam, amen. Broers diakens, kom ons gee kans vir die opneem van die liefdegawes asseblief.
Kom ons sluit met Gesang 298, Gesang 298, daar die eerste en ook die derde vers, soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag, doen dit alles bidend soos die Gees ons lei, laat ons altyd waaksaam en gelowig bly. Kom ons staan, ons sluit met 298, 1 en 3, en dan vra ek vir u om te bly staan, terwyl ons wag op die seën van die Here. Here, en dan gaan u huis toe in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan elkeen van u sy vrede gee. Amen.